Goeiemôre Suid-Afrika, 9de Julie 1400. Uh ons kyk bietjie na die latest daar uit Iran uit. Gistermiddag het president Trump met sy onderhoude terwyl hy daar by NAVO was, het die reporters hom gevra, wat gaan aan? Want onthou die vorige aand het hy ons strikes daar in Iran gedoen, so 80 of so tekens. Gaan dit aangaan? Toe sê hy, well, dit gaan 10 to 1 vanavond aangaan, en dit het gisterand aangegaan. Nog 'n klomp teikens getref, meer as 90 teikens gisterand getref. En dit is tipies die teikens rondom die Strait of Hormuz, van waar af Iran se IRGC terroristaksies uitvoer teen skepe wat deur Hormuz probeer kom. Nou, daar was nie gister op enige skepe geskiet nie, maar daar was nog steeds tyd om nog steeds terug te slaan teen Iran oor die vorige dag se skote wat op skepe geskiet was. So gisterand is meer as 90 teikens weer getref. Hierdie keer meer interessant, klomp teikens op die kus, en dan dieper in Iran in. Hulle het tot 'n paar brûe gister gedrop. Die paaie wat gebruik word om wapens uit te ry na die kusgebied toe om te gebruik, van daai brûe is gedrop, so dit nie kan uitkom daar nie. En dan klomp ander goeders, op die kus self, enige radarstasies, enige moontlike lanseerplekke, bote en die tipe van dinge, en dan ook nog 'n paar strikes op vliegvelde, om te verhoed dat hulle enigiets uitbring in die rigting van Hormuz. En men vra 'n spesifieke vraag, nou as Amerika se intelligensie so goed is, hoekom weet hulle nie waar al die wapenopgaarplekke is en van waar missiele gevuur word nie? Maar dit is 'n eenvoudige antwoord. Iran is baie groot, baie groter as wat mense dink. As honderde en honderde en honderde bankers en grotte in Iran waar hulle goed wegsteek. So al het jy die hele weermag verwoes, hulle het nog steeds paar drones en rockets wat hulle kan wegsteek en nou goed en nou en dan uithaal en skiet en weer teruggaan. So dit is nie so maklik om jy gaan duisende troepe op die grond moet sit om deur gebiede te gaan in elke grot en banker en goed te gaan deursoek om te kry dat jy alles kry. So dit gaan nog 'n ruk vat. En dit sal 10 to 1 nooit by 'n punt kom wat jy al hulle versteekte drones en rockets in die hande kry nie. Al wat gebeur op die oomblik, elke keer as hulle dit gebruik het hulle nog so bietjie minder en nog so bietjie minder, want hulle kan dit nie vervang nie. So met gisterand se strikes het Iran soos normaal weggerespond en skote in die buurlande ingeskiet. Hulle sê hulle teiken Amerikaanse fasiliteite in die buurlande, onsuksesvol, daar is die skade aangerig nie, maar al goeds onderskep. Maar iets wat baie interessant is, nog nie wie een rocket is op Israel geskiet nie. Dan vra jouself af hoekom. En dit is nie omdat hulle bang is vir Israel nie. Dit is omdat Israel baie verder is. En dit lyk my uit langafstand wapens uitgehardloop. Of hulle hou langafstand wapens vir later. Iemand sê vir my, ja, maar Iran het nog nie hulle beste wapens gebruik nie. Ek hoor daai storie al vir lank, en dan wonder ek, wanneer gaan hulle kamstig hulle beste wapens gebruik? Hoekom sal iemand sy hele weermag laat drop, en soos nou aangaan, maar ek hou my beste wapens vir later, wanneer later? Ek kan ook so sê. So, sanksies is terug op Iran. Die ding was, ons sal stelselmatig sanksies begin lig as jy die hele kant bring. Hulle bring nie hulle kant nie, hulle probeer weer die stryd toemaak met terroristaksies. Sanksies is terug op Iran. Daar gaan nou hulle weer gaan hulle ekonomie sink. Die kans dat die Navy blokkade teruggaan, gaan goed wees, dat hulle niemand by Iran aansoek doen nie. Die ander ding wat gebeur het, 'n klomp van die skepe wat getrap was binnekant Hormuz tydens die laaste 2-3 maande, is uit met hierdie laaste paar weke se ceasefire het uitgekom, so dat 'n klomp skepe op 'n dag uit Hormuz uitgekom. So baie van daai olie wat vasgetrap was, daar is nou uit en is nou in die mark om te vat. Wat ons kan wel sien, daai ouens wat gekom het met die onderhandelings, die diplomate van Iran,
het absoluut geen beheer oor Iran nie. Hulle is daar om te praat en whatever te sê, maar dit is nie hulle wat die scepter swaai nie. Dis die ander ou van IRGC wat besluit, nee, hy sal maar skiet wanneer hy wil. Want lyk my, daar's nie kommunikasie, daar's kommunikasie, maar die ou wat kom met die onderhandelings te doen, die diplomaat, hy praat goeders, maar agteraf maak sy IRG commanders net wat hulle wil. So, solank as daar nie beheer is onder hulle sien, gaan hierdie ding nie op 'n einde kom nie. So, op anderste manier wat die ding op 'n einde gaan kom, is maar aanhou pak slag gee. Lyk my is al wat hulle wil hê, is al wat hulle soek, want hulle wil wys net vir die wêreld, kyk, ons is tog die victims. Hulle wil victims speel, martyrs. Ongelukkig vir hulle, ons is nou maar die pad wat hulle moet vat. Vir nou, president Trump het nog steeds baie opsies oop, volskaalse oorlog, of hierdie hit and run ding, baie tyd, laat dit gaan, en so aan so. Oliepryse het bietjie opgekom, gister, met $3, so op en af, tussen $2-3 'n barrel op en af, so, maar is daarom nog nie terug by $120 nie, bly nog steeds hier by $273 vat. Al het hierdie paar strikes gekom en dan het hierdie Iran probeer om weer die Hormuz toe te maak. Dis nou vir nou, as ek later iets meer uitvind, sal ek vir julle laat weet. Sien later.